We were made to be courageous. We were made to lead the way. We could be the generation that finally breaks the chains. We were made to be Om te glo, As om seker te wees van die dinge wat ons hoop. om oortuig te wees. Van die dinge wat ons nie sien nie. We were warriors on the front lines, standing unafraid. But now we're watchers on the sidelines, while our families slip away. Where are you, men of courage? You were made for so much more. Let the pounding of our hearts cry, we will serve the Lord. We were made to be courageous, and we're taking back the fight. We were made to be courageous, and it starts with us tonight. The only way we'll ever stand is on our knees with lifted hands. Make us courageous. Hartlik welkom by die erediens van Robertson Moedergemeente. 6 September, ons is sowaar al in die lente. Ons gaan voort met ons reeks van die geloofsmense in Hebreërs 11 en vandag is ons by Gideon. Ons tema is dat ons wil sê, omdat ons soos Gideon glo. So hartlik welkom, ek gaan vir jou aanspreek as Gideon. Ek gaan myself insluit by Gideon vandag. Kom ons bid saam. Onse Here, dankie dat daar by U plek is in U plan vir Gideon, vir elkeen van ons. Ons aanbid U die God, wat in U alwysheid en almag by 'n gewone mens kom, selfs 'n wegkruip mens, sê ek het vir jou werk. En daarom wil ons U toelaat om vandag met ons almal te praat, vir ons van vooraf opgewonde te maak oor die moontlikheid dat U ons wil en kan gebruik. Kom seën ons dan nou asseblief en word verheerlik. Ons kom vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Gideon word net so in 'n groepie verwys na in die Hebreërs 11. Ek gaan dus nie dit lees nie, maar 'n stukkie van die Gideon verhaal uit Rigters hoofstuk 6. Die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. En hy het hulle 7 jaar lank oorgegee in die mag van die Midianiete. Hulle het die Israeliete hard behandel en daarom het hulle langs die bergstroompies, in grotte en in ander ontoeganklike plekke gaan bly. Wanneer die Israeliete iets gesaai het, het die Midianiete teen hulle opgetrek, saam met die Amalekiete en ander mense uit die ooste. Dan slaan die Midianiete kamp op en vernietig die opbrengs van die land, selfs tot by Gaza se wêreld. Hulle het nie 'n dier in Israel lewend agtergelaat nie, nie 'n skaap of 'n bees of 'n donkie nie. Die Midianiete het met hulle veetroppe gekom en kom tent opslaan. Hulle was so baie soos sprinkane, hulle en hulle kamele kon nie getel word nie. Hulle die land kaal gestroop. Hulle die Israeliete arm laat word. En toe het die Israeliete tot die Here geroep om hulp. Toe hulle tot die Here roep om hulp teen die Midianiete, het hy 'n man gestuur om onder die Israeliete as profeet op te tree. En hy het vir hulle gesê, so sê die Here, die God van Israel, ek het julle uit Egipte laat wegtrek, en ek het julle uit die plek van slawerny bevry, ek het julle gered uit die mag van Egipte, en van almal deur wie julle verdruk is. Ek het hulle laat plek maak vir julle, en ek het hulle land vir julle gegee. Ek het vir julle gesê, ek is die Here julle God. Julle mag nie die gode dien van die Amoriete in wie se land julle woon nie, maar julle het nie na my geluister nie.
Daarna het 'n engel van die Here gaan sit onder die groot boom in Ofra wat behoort het aan Joas die Abiesriet. Sy seun Gideon was besig om koring uit te slaan in 'n parskuip, waar hy weggekruip het vir die Midianiete. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is by jou, dapper man. Maar Gideon het vir die engel gesê, ekskuus meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al sy magtige dade waarvan ons voorvaders ons vertel het, toe hulle gesê het die Here ons nie die mag van Egipte uit Egipte bevry nie? Nou die Here ons in die steek gelaat. Hy het ons oorgegee in die mag van die Midianiete. Toe het die Here na Gideon toe gedraai en vir hom gesê, gaan met die krag wat jy het en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete. Toe, ek stuur jou. Maar Gideon sê vir hom, ekskuus meneer, waarmee sal ek die Israeliete gaan red? Die familie waaraan ek behoort is die armste in die hele Manasse. En van my pa se kinders het ek die minste aansien. En die Here het hom geantwoord, ek is by jou. En jy sal die Midianiete verslaan asof hulle nie meer as een is nie. Gideon het vir hom gesê, as u so vriendelik wil wees, doen tog vir my 'n wonder. Nou ons stop die verhaal daar. En ons begin in 'n ou dam. Dis die naaste wat ons nou kon kom om iets te soek van Gideon se parskuip. Hierdie droë, pragtige ou dam. Wegkruipplek. Ek wil begin met 'n vertel van 'n skaapboer. Ons gaan kuier daar op die plaas. En op 'n stadium laai hy vir my ook in die bakkie en die skaaphond, Chappie, agterop. En ons ry na die kamp waar die skape is. En toe ons daar kom, maak hy 'n hek oop en laat vir Chappie die skaaphond ingaan. En hy sê, bring hulle. En daar gaan Chappie. En dit lyk eers na chaos, soos wat hy rondhardloop en die skape is die kant toe en daardie kant toe, maar toe ons weer sien, toe kom Chappie met die hele trop skape reguit na die hek toe. As ons nou vandag in 'n Bybelstudiegroep was, dan het ek vir jou gevra, wat gebruik die Here vandag om weer mense terug te bring na hom toe? Want ek wil al 'n verstelling daarvan maak, dat hy vir die Midianiete, soos vir die skaaphond gesê het, gaan maak my mense weer by mekaar, bring hulle terug na my toe. Die Here het dikwels vreemde, noem dit nou maar skaaphonde gebruik, om sy volk weer terug te bring. Die Midianiete het glad nie mooi gewerk met die Israeliete nie. Daar is heel wat, ek wil amper sê, raakpunte wat ons kan vind in hoe die Israeliete verarm het en dit met hulle sleg gegaan het. Daar's baie mense vandag wat sê ek kan identifiseer met die Israeliete van daardie tyd. Maar dit het gewerk. Die Israeliete het weer teruggekom na die Here toe en begin vra, asseblief Here, help vir ons. Dalk wil julle in 'n Bybelstudiegroep beslag ook dink, wat is die sleggoeders vandag, wat die Here tog op 'n manier stuur, om vir ons weer terug te kry by hom. En so kom die boodskapper van die Here, die engel, en hy kom by Gideon, en hy spreek hom aan, die Here is met jou, dapper held. Nou, ek weet nie of van julle ook by geleentheid agter in die klas gesit het, waar die onderwyser na jou kyk, en vir jou 'n vraag vra, maar jy dink dit goed om te kyk, en jy kyk vas in die muur agter jou. Nou, ek kan my so goed indink, dat Gideon
so ingestel was. As Gideon dan in die agterste ry van die kerk sou sit, dalk nog ook agter die pilaar, en die Here sê, Gideon, ek is by jou. Dan sien ons hoe Gideon omkyk in hoop. Die Here praat nou met iemand hier agter hom, maar die Here praat met Gideon. Dapper held. Dis twee woorde wat so byna dieselfde sê, wat mekaar aanvul. Weet jy dat as jy nou gaan lees, waar Dawid se dapper manne gelys word, dis dieselfde woord, wat gebruik word om vir Gideon hier te beskryf. En Gideon is besig om weg te kruip. Dis sy manier om uit die pad uit te bly. Nou voor ons aangaan, het ek lus dat ons vir Gideon 'n paar vrae vra. Kom ons vra vir hom, Gideon, is dit reg dat die Midianiete al julle kos kom vat, julle vee kom wegvat, die oomblik as julle koring uitdors, dan vat hulle dit ook, hulle verarm vir julle, is dit reg? Nou hoor ons dat Gideon sê, nee, dit is nie reg nie. En dan vra ons, Gideon, gaan jy iets doen daaromtrent? Dan sê hy, nee, ek gaan niks doen nie. Gideon is 'n wegkruip mens. Hy kyk na homself, maar ons los hier res uit. Kom ons neem vir Gideon deur die geskiedenis. Gideon, is dit reg dat een mens 'n slaaf van 'n ander mens is? Dat een mens 'n ander besit, soos 'n eiendom? Nee, dis nie reg nie. Gaan jy iets doen? Nee, ek gaan nie iets doen nie. Gideon, is dit reg dat twee mense presies dieselfde werk doen? En die een kry meer as die ander. Is dit reg? Nee, dis nie reg nie. Gaan jy iets doen? Nee, ek gaan nie iets doen nie. Gideon? En as jy bly in 'n land waar daar massiewe korrupsie is, en allerhande onreg, is dit reg? Nee, dis nie reg nie. Gaan jy iets doen? Nee, ek gaan niks doen nie. Los my hier waar ek in my parskuip wegkruip. Nou vriende, ek het vermoede dat ons tipiese kerkmense neig al hoe meer in die parskuip in. Agter ons hoë heininge, veilig in ons kerkgeboue, in ons gemeentes, met ons aktiwiteite, en dan wil ons daarmee sê, dis genoeg. Dis asof die wegkruip mens iets sê van, die wêreld het my nie nodig nie, die kerk het my nie nodig nie, God het my nie nodig nie. Nou dis by hierdie Gideon, wat die Here se boodskapper kom en sê, God is by jou, dapper man. En hy reageer met, ekskuus? As God dan by ons is, hoekom gaan dit soos wat dit gaan? Dis interessant, dat die engel, die Here se boodskapper, nie vir Gideon aanvat, op die stelling, of God by hom is, of nie. Maar hy kry 'n opdrag, 'n roeping. Gideon, gaan met die krag wat jy het, en gaan verlos die Israeliete, jou volk, uit die mag van die Midianiete. En Gideon dink dit goed, om by hierdie duidelike roepingsopdrag, weer 'n slag te sê, ekskuus? Hierdie keer sê hy, waarmee? Nou is dit nie 'n klassieke antwoord van mense wat 'n roeping kry, om te sê, maar waarmee? Ons wat in die kerk besluite neem, moet dikwels in 'n kerkraadsvergadering hoor, dat die voorsitter van die finansiële kommissie opstaan, en sê, dis pragtige dinge wat julle wil doen, maar sê net vir my, waarmee gaan ons dit doen? Of die voorsitter van die sendingkommissie, wat sê, pragtig, ons moet soontoe gaan en oral uitreik, maar met watter mense? Waarmee moet ons dit doen?
En Gideon is een van die wat ook sê net vir my waarmee. Ek het niks en niemand nie. En nou moet jy gaan lees wat die Here toe vir Gideon sê. Ek is by jou. En jy sal jou volk red, ek sê dit nou my eie woorde, asof die Midianiete nie meer as een is nie. Gaan kyk maar, dis soos hy in die Afrikaans vertaal is. Veral vir die kinders wat al kan sommetjies maak, hoeveel is nie meer as een nie? Dis een. Dis ontsaglik. Gideon, as jy reg gehoor het, as jy regtig aandag gegee het op wat die Here hier sê, het jy nie eens 'n leer nodig gehad nie. Kon jy soos Moses na die koning van die Midianiete gaan en sê, gaan. Moses het gesê, laat ons gaan, jy kan sê, vertrek ou, dis ons land, gaan. Maar Gideon het nie fyn genoeg geluister nie. Gideon was so 'n gewone gelowige. En omdat Gideon nie so fyn geluister het nie, help die Here vir hom stap vir stap. En die eerste stap, kom uit jou parskyp uit. Uit jou wegkruipplek uit. Hy kry 'n kleinerige opdrag. Gaan breek die altaar van Baal af, die gewyde paal, bou 'n altaar vir die lewende God. So die tweede deel van hierdie boodskap kan nie hier in 'n parskyp wees nie. Ek stap graag saam met julle buitekant toe uit. Dan sien julle hoe pragtig mooi dit is. Om 'n altaar te gaan afbreek en om 'n paal te gaan afkap wat gewy is aan 'n afgod. Dis 'n publieke ding. Almal weet, almal kan dit sien, almal gaan vra, wie het dit gedoen? Gideon, dis tyd om jou wegkruip te los. Ek gee vir jou 'n eerste opdrag. Gaan doen dit publiek. Gaan sê met jou dade waar jy staan en hou op met die wegkruip. En dan kom ons by Gideon wat die ramshoring moet optel en blaas en die soldate kom van oral oor. En as Gideon weer sien, het hy 'n leer van oor die 30.000. Nou hoor julle ook vir Gideon, waar hy met die Here praat, sê Here, ekskuus dat ek gevra het waarmee. Nou sien ek, U is by magte om vir my 'n groot leer te gee. Here, nou sien ek kans vir hierdie opdrag. Met 'n leer van 32, ek het nooit gedink ek kan so 'n groot leer by mekaar kry nie. Maar, dankie Here, nou sien ek kans. En nou kom ons by die laaste deel van die Gideon verhaal. As die Here sê, Gideon, nee, nie met 'n leer van oor die 30.000 nie. Want dan gaan julle sê ons het gewen. Ons het die Midianiete verdryf. Ons in ons eie krag, met ons wysheid en ons vaardigheid en ons vermoëns. Gideon, jy het te veel soldate by jou. In 2 stappe word hulle minder gemaak. Uiteindelik, julle ken die storie, nadat hulle by die water gaan water drink het en Gideon moes uitsoek, het hy net 300 soldate. Dis ook die gevaarlike deel van die preek. Gevaarlik in sy toepassing. Ek kan nie die toepassing vir jou deurtrek en vir jou sê, Dominee, jy het te veel lidmate. Jeugleier, jy het te veel in jou span. Ek kan nie vir die entrepreneur sê, jy het te veel geld. Jy het te veel plase, jy het te veel eiendom, maak minder. Ek kan maar net vir jou vra, gaan dink net weer, waarop plaas jy jou vertroue?
Wat is die goed wat jy sê, ek het darm nog dit wat vir my gaan deurhelp? Die Here Jesus het in 'n gesprek met 'n jong man vir hom gesê, gaan verkoop jou goed en gee weg. Dan kom jy en dan volg jy vir my en dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Want die Here het geweet dat hierdie man se baie besittings staan tussen hom en God. Hy weet sulke dinge. By geleentheid het die Here Jesus sy disippels 2-2 uitgestuur en vir hulle gesê, moenie 'n beursie saamvat nie. Dis nie asof beursies sleg is nie. En dis nie sleg om te begroot en te beplan nie. Maar daar's 'n tyd wanneer die Here vir sy kinders wil sê, leer van vooraf om vir my alleen te vertrou. En so vind ons vir Gideon in sy 300 by die magtige leer van die Midianiete. As jy wil Bybelstudie doen, gaan maak net weer seker wat die toerusting van elkeen van die 300 soldate was. Gaan kyk of hulle swaarde gehad het. Ja, sê ons, die swaarde was so vanselfsprekend dat dit nie eens genoem is nie. Moontlik, die ander moontlikheid is, dat Gideon uiteindelik gesnap het. Ons het nie swaarde nodig nie. Want dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor die grootte God, wat vir ons wil verlos van hierdie mense. Ek het baie gewonder of ons nie hierdie preek moet afsluit in 'n huis onder 'n skillery, waar die kamera kan opgaan na die skillery van Bloedrivier. Ja, dit het gebeur. 'n Klein groepie gelowiges het besef ons is teen 'n oormag. Hulle het die verhaal van Gideon gelees en gesê, Here, as U vir ons help, dan beloof ons. Hierdie pragtige ding is so skeef getrek in ons pragtige geskiedenis. Hy's in die politieke ding ingetrek, asof God kant gekies het vir een groep teenoor 'n ander groep. Maar vriende, dis 'n geloofsgroepie wat in 'n oormagsituasie is, wat sê, Here, as U ons nie help nie, kan ons nie. En hy help. Dis dalk tyd vir die kerk van die Here Jesus om weer die intense afhanklikheid van die Bloedrivier situasie weer te gaan besoek. Nie hierdie keer een groep teenoor 'n ander groep nie, maar die geloofsgroep saam, wat sê, Here, as U ons nie help nie. So Gideon, baie welkom by ons in die gemeente. Ons het baie Gideons nodig. Ons het Gideons op ons kerkraad nodig. Gideons wat kan opstaan en sê, ja, ons kan dit doen. Ons het genoeg middele. Ons het genoeg mense, want ons het vir God wat vir ons hiermee gaan help. Ons tema is, omdat ons glo soos Gideon. Gideon, dis tyd om uit jou parskyp uit te klim. Dis tyd om die Here op sy woord te neem. Dis tyd om te sê, ons het genoeg middele en mense, want God gaan vir ons help. Kom ons bid saam. Onse Here, sal U asseblief waar elkeen van ons is, by 'n rekenaarskerm of 'n televisie, of in 'n kerkbank, of waar ek dit ook al goed dink om 'n bietjie weg te kruip, en net uit die oog uit te wees, sal U vir ons opnuut kom aanspreek,
dapper held. Sal U vir ons help om ons manier van lewe en gedrag in lyn te kry met hoe U ons aanspreek en te begin leef as dapper helde vir U. Ons is opgewonde, Here, wat U alles gaan doen met Gideon vandag. Ons kom bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. En nou vriende, mag die Here vir jou seën. Mag hy vir jou help om jou lewe te verstel en in lyn te kom met hoe die Here oor jou praat. Want ek wil nou vir jou sê, die Here is by jou. Dapper held. We were made to be